Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klompstasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Jy is my ou vriend, hoe lyk dinge daar by jou? Jessie, Vrydag aand, ons maak alweer reg vir die Moerkoffie Express môreoggend. Lekker interessante week gewees. Dit was met groot opwinding daarso in die Vatikaan. Daar is 'n nuwe paus aangestel. Ja, 'n nuwe paus. Die rook het van swart na wit gegaan. En toe is daar 'n paus. Hulle sê is die eerste maal wat die paus uit Amerika uitkom. Is dit 'n goeie teken of is dit 'n slegte teken? Sal ons nie weet nie, ons sal mettertyd moet uitvind hoe dit werk. Maar ja, 'n nuwe paus aangestel en so aan. Maar ek hoor die paus het blykbaar op 'n kol, het hy ook so 'n bietjie homself uitgespreek. Dis nou voordat hy die paus geraak het, het hy homself 'n bietjie uitgespreek teenoor Donald Trump en teenoor sy adjunk, meneer Waals. So, ja, ek weet nie, dit is natuurlik nie baie goed vir MAGA nie, vir Make America Great Again nie. Maar nou ja, ons weet almal dat die Vatikaan sit op 'n groot klomp geld. Ek stel hulle ook tariewe in teen Donald en sy manne. Dan natuurlik hierdie week ook, ek wil dit nie 'n sirkus noem nie, want dit is glad nie plesierig om daarna te kyk nie. Maar ja, die EFF was mos nou by Urania met 'n groot hoeha oor hoe durf hulle as wites vir hulle self 'n klein Eden skep daar op Hendrik Verwoerdam, teenoor bekend as die Gariepdam. En toe is hulle ook Kleinfontein toe. Nou Kleinfontein is 'n plaas, maar dis 'n sekuriteitskompleks. En die ou groot voorbok deesdae, hy moet hom seker iets soos 'n geld doen, wat ek weet. O Kareltjie, Karel Mias, hy was natuurlik daar nie. Jy weet, die EFF het soos gebruiklik hulle ou groot vuurwaas so toe gevat met die stage en die klank en al die goedes. En hy het lekker gal gebraak daar. Weg met apartheid, weg! Voetsek, Kleinfontein, voetsek! Nou, hy is mos 'n ex-dominee, hy het op 'n kol het gesê, hy is dokter Niels. Ja, dit is die tyd gewees waar ons vir Paulo Jordan ook gehad het, en toe moes ons tot ons ontsteltenis daai tyd uitvind, dat nie Paulo of Karel is eintlik doktors nie. Hulle het hulle papiere, hulle pampierwerk was nie so lekker gewees nie. Maar Karel het lekker al gal gebraak en natuurlik weer vanaf die nie net die politieke verhoogie, want jy sien daar is so fyn lyn tussen politiek en godsdienst. Dis iets wat ek baie jare gelede agtergekom het. En so aan, maar toe het hy natuurlik al gesê, hulle kan nie God vir hulle self toeken as hulle rassiste is nie. I've got a short and sharp message for the racists of Kleinfontein. When we marched here, I saw here at the gate, they say, ons God, ons nasie, ons eie. We want to say to them, you cannot claim God as your own, especially when you are a racist. Maar ek persoonlik dink, Kleinfontein gaan nie oor rassisme nie. Nee, dis klassisme. Dis 'n groepering van sekere mense wat 'n sekere finansiële status het, dieselfde belang, en hulle gooi saam en hulle sê, kom ons bly, ons trek laer, en ons bly saam hier, so vir ons veiligheid. Die ding is, dit is goeie nuus. Daai kaartmasjien is weer reg. Kan jy dit oorvertel? Nou as ek sê die kaartmasjien,
lisensies druk. Die ding het ons nou blykbaar onklaar geraak. Ja, so 'n tyd terug. Nou soos ek verstaan, in hierdie eerste wêreldse land van ons, of is dit derde wêrelds, het ons net een so 'n masjien. Nou, ek het altyd gedag, ag, come on man, ons kan ons almal spaar een hê. En ek dink nog steeds so, hoekom het ons nie 'n backup nie? Of hoekom word hierdie ding nie gereeld gediens, dat hy nie net eenvoudig breek nie, want hy het nou 3 maande gestaan. Nou, ek persoonlik self het in Februarie, het ek hier na Motherwell toe gegaan, en almal het vir my gesê in Port Elizabeth, vergeet daaronder van Sidwell se verkeersdepartement, gaan Motherwell toe. En ek was nogal beïndruk met die setup al by Motherwell en so. En ek het my oogtoets geslaag. Ek dra mos die bril nie. Nee, ek eet gereeld wortels en ek drink brandewyn, baie goed vir die oë. So, ek het al gegaan in Februarie en ek wag nou nog vir my lisensie. Daar's mense wat bykans 'n jaar wag vir hulle lisensie. So die backlog, sê in hierdie geval is dit oor die 750,000 lisensies wat nou in 'n raas moet gedruk word. So hopelik, soos jy kan sien van die foto's, die masjien is nou geherstel. The machine is back. So ja, dis nou vir jou 'n lekker ding, man. Dis nou goeie nuus. Kom ons vat 'n slukkie van hierdie koffie. Nou, I love it when a plan comes together. En dan, ja, natuurlik, ons nuwe minister van Transport is nie vir Kili nie, net vir ingeval jy wonder. Dis vanaf verlede jaar 2024 na die verkiesing is Barbara Creecy. So dit lyk my Barbara is 'n bietjie besig om die goed vas te vang, want hy nog gedurende die COVID. Toe was vir Kili mos nog die minister van Transport. En toe vat hulle hom op 'n call daarso, ek dink dit is so 3 jaar terug, 2022, vat hulle hom daarso, gaan kyk na die spoorlyne daar naby Soutrivier, na omgewing, daar is dit Soutrivierstasie en Kaapstadstasie. En toe die mense shacks gebou, my broer, kyk hierdie foto's, gebou op die spoorlyne. En toe gaan hy so, ja, jy sê, is as gevolg van die COVID, jy weet wat die mense nou kans gehad het om nou te doen wat hulle nou hier gedoen het. Maar na die tyd toe hy weg is, gaan praat hulle met 1 of 2 van die headlines. Ek ook kyk hier, daar waar hulle die gegooi het. Ons in ons kinderdae, ons moes altyd as pa sement gegooi het, ons ook al ietsie gaan skryf waar so in die nat sement. My pa het baie keer woedend geraak daaroor. Weet jy wat, staan nou geskryf 2018 en 2019. So ja, vir Kile Balulat. So ja, maar hulle daai seks lyk my intussen afgebreek en daai spoorlyne is nou weer oop. Van spoorlyne gepraat, môreoggend, die Moer Koffie Express, net hier op die stasie van die nuwe generasie. Ek sien vir jou daar. Radio South Africa, your voice. .24/7